Goeienaand, jy luister na Vryspraak, waar ons in Orania en vanuit Orania nadink oor ons Afrikaner vryheid. Vanaand in die ateljee het ons vir Ernst van Styl, die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum, wat vanuit Pretoria met ons gesels. Welkom Ernst. Goeienaand Dr. Buys, ons gesprek is lekker om hier op die program te wees. Ernst, ek wil in die besonder so 'n bietjie vanaand se gesprek afsonder rondom 'n artikel wat jy onlangs geskryf het met die titel Bokkieweek swart gevaar maak plek vir Afrikaner gevaar by Netwerk 24. Ek wil sommer wegval, net laat ons 'n bietjie 'n breë oriëntering kan kry. Wat is na jou mening hierdie nuwe belangstelling wat eintlik rondom Bokkieweek na vore getree het? Hoe ek dit nou lees is dat lyk my die ander buite die kringloop was nie so bewus van hierdie sportbyeenkoms nie. Maar soos wat ek dit nou lees in die media, is die bal 'n bietjie misgeslaan. Ek dink die kritiek teenoor Bokkieweek het soos 'n water van 'n een se rug afgegly. En binne die Afrikaner huishouding se gesprek is my mening dat dit eintlik oorwegend positief ervaar is dat die Bokkieweek gehou is. Gee net so 'n bietjie agtergrond tot die skryf van die artikel voordat ons nou so 'n bietjie op 'n paar dinge inboor op die artikel self. Ja, Dr. Buys, so hoe ek die situasie lees is dat jy sal nou 'n toernooi wat nie in die afgelope paar jaar intens geteken is deur die kommentaarklas of wat ook al jy dit wil noem nie, deur die media nie, Kaapte media in sekere gevalle. Nee, wil hierdie toernooi is al 35 jaar oud, so ja, dit is dekades. Hoe kom nou in 2026 gaan nou hoe groot hoe sê asof hulle iets onhulle wees, asof hierdie toernooi hy het sinne pas agter geslote deure en bestaan daarvan en nou dis plek uitgelek en nou is dit die groot ontloting nie. Ek dink dit is eintlik maar net politieke opportunisme wat hier uitspeel en dit is die feit dat daar word gesoek vir organisasies of toernooie of 'n vaarvolste van Afrikaners om te teiken, want Afrikaners moet die groot bangmaak figuur in die verhaal wees en dit is juist waaroor my artikel gaan. Ons gaan nou in bietjie daar kan gesels, maar Bokkieweek is 'n manier iets te teiken van die narratief waar word net die maklikste manier vir hierdie narratief om mense te probeer vanmaak is om by mekaar koms van Afrikaners te identifiseer en dan dit swart befärb as soos die verskriklike bose by mekaar koms waar daar allerhande verskriklike goed gebeur. Maar die tydsberekening lyk my val maar net weer eens binne 'n jaar waar hierdie narratief rondom Afrikaners op die agterdogmakery rondom Afrikaners nogal baie intens is. Ons het nou onlangs weer eens gesien met die aanval teen AfriForum kan News24 op artikel na artikel waar hulle net vir AfriForum nie solidariteit probeer aanval het en selfs beswat het. En dit alles vorm deel van 'n tendens. Dis daai tendens wat ek wil beskryf het. So. Jy praat nou van die oorhoofse narratief. Nou aan die een kant kan 'n mens dit nou afskryf as politieke opportunisme wat ek dink dit sekerlik is. Maar wanneer mens nou bietjie terugkyk, ek en jy kyk nou so bietjie uit 'n verskillende tydraamwerk. Ek het nog self die oorgang belewe, terwyl ek dink jy het meer beleef nadat die oorgang jy het jou politieke tande gekry eintlik in die uitwerking van die oorgang. So, maar hoe ek dit nou onthou is dat met die oorgang hier by 94-95 was die gedagte met die noem dit nou maar soos wat die Suid-Afrikanisme dit stel, die reënboognasie, dat die Afrikaner as individu plek kon hê. Daar was die opbloei met Mandela met die rugby try, eintlik 'n sprokiesagtige opportunisme en 'n optimisme. In die laaste 3 dekades het daar nou natuurlik sekere realiteite deurgebreek. En nou lyk dit asof daar 'n verrassing is dat die Afrikaner wel kultureel bietjie sy balans gevind het en selfs met 'n kulturele selfvertroue optree. Is my aanname korrek
dat die verwagting was dat daar binne die reënboognasie of binne die Suid-Afrikanisme is daar plek vir Afrikaners, maar net een. Daar mag nie 'n Afrikaanse kulturele gemeenskap of soos wat ons nou nog in die ou taal sou gepraat het van die Afrikaner volkplek wees nie, en dit lyk vir my asof daar 'n tipe van 'n verrassing is van die linkse Afrikaner kant af ook nou, die bietjie wat nog oor is, maar in die besonder van die sosialistiese kant af, dis asof hulle nie weet hoe om hierdie ding te hanteer nie. Ek kry nie eintlik in al hierdie wat jy nou noem hierdie oorhoofse narratief, dis eintlik 'n ontplooiende narratief nie. Dis nie, ek vind nie daarin 'n diep strategie wat uitgedink is nie. Hoe ek het vind is dat hulle aanname van 94 was dat die Afrikaner eintlik maar post-apartheid sal verdwyn, 'n nuwe ding word, in hierdie nasie gaan inbeweeg en net as individue voortbestaan. Is my aanname reg of beleef jy dit vanuit jou kant uit anderster? So ja, daar's twee kante aan die antwoord hierso dokter. Dit is aan die een kant het ons absoluut kon jy sien aan die voorstellings wat gemaak was in daai tyd. En die voorstellings van die einde van Afrikaans, die einde van Afrikaners, die 94 geloftedag-vieringe by die Voortrekkende Monument waar daar 205 mense opgedaag het, waar dan die hoofopskrif in beeld bly, laaste geloftedag bring hartseer. Al die doemprofete was besig om met volle bors dieselfde liedjie te sing, en daai liedjie was dat die Afrikaner het nou die laaste hoofstuk van sy boek bereik, die stofpad, grondpad, was ook ou en na nêrens toe. Dit eindig nou net hierso. Dit was die oorhoofse narratief, en dat die Afrikaners wat sou oorbly in Suid-Afrika, sou Afrikaners wees die se kulturele, die tydstande te trek is. Die enigste welkome Afrikaner in 'n skaafde gesprekke sou wees die Afrikaner wie op die agtervoet is, die heeltyd jammer sê vir sy bestaan, jammer vir sy identiteit. Daar was ook 'n tyd van stilswye, nee, dit was omtrent 10, 15, 20 jaar wat die Afrikaner self ook amper oor homself stil gebly het, so skaamte gehad het, soos wat jy ook genoem het. Absoluut, selfs die self-etiketering van Afrikaner was taboe. Ja, Afrikaansis en al daai nuwe terme, ja. Daar was allerlei nuwe terme, kunsmatige terme wat hulle probeer het om te laat kosvat Afrikaansis, Afrikaanse gemeenskap, jou identiteit, dit let rondom jou taal, gebou wees, daai tipe benadering. En baie van die mense wat nou per dag die hulle self Afrikaners noem, het destyds die briewe gestryk in die koerant vir hulle belang as Afrikaners. Ja. Sê ek wil nie my Afrikaans sê, Afrikaner identiteit nie, my nuwe identiteit is nou Afrikaanse, al verskillende etikette wat nou uitgesterk het. Maar daar was van die Afrikaner rondom die graai van die Ewe, die 21ste eeu, regtig gepraat van 'n bedreigde spesies, soos 'n dier wie se omgewing nou verbietig is, en nou gaan hy maar stadig en in stilte uitsterf, en dit was Rames, dis dan die natuurlike gang van sake. Maar daar's 'n tweede element hieraan verbonde ook, en dit is die feit dat uit daardie stilte uit daardie donkerder tyd van onsekerheid en geen moed en geen selfvertroue nie, dit het juis vir die Afrikaner, dink ek ook in die groter prent, die geleentheid te gee om weer eens te dink oor die hele idee van voortbestaan. Die hele idee van wanneer verdien 'n volk om voort te bestaan, wanneer verdien hy nie. Die tipe vraag wat 'n denker soos NP van Wyk Lou reeds dekades voor dit baie hard mee gestoei het, is wanneer verdien 'n volk om op voort te bestaan, en wat gronde is 'n volk voortbestaan. Daai vrae was weer informeel grootliks gevra deur Afrikaners, nie noodwendig in akademiese sirkels of in intellektuele sirkels nie, maar ook rondom die braaivleisvuur in gewone informele gesprekke. Nie in die formaat van nou noodwendige akademiese debat of 'n tesis nie, maar jy sou sien die gesprekke wat gehad was in daardie tyd was almal deurweet met die idees, dalk in 'n lae resolusie, dalk nie in sulke intellektuele terme, maar die eksistensiële vrae wat net beborstel was daai tyd was alomteenwoordig in klomp gesprekke onder Afrikaners, en wat die tydsgees wat ons nou ervaar
is eintlik maar die vrugte van daardie gestoei met die DSV. Want Afrikaners het toe weer hulle voete gevind binne daai tyd. Daai tyd toe AfriForum net gestig was, daai 2006, daai tyd toe ek eerste keer Oranje aan die soep het, waar daar net 'n paar honderd mense op die dorp bly. Ja, die Delaray liedjie, ons vir jou wat so 'n paar jaar later daartoe weer 'n kulturele beweging gekom. Ja, en ek onthou daai tyd, daar's nogal 'n element van daai tyd wat baie mense vergeet. Dis die feit dat selfs 'n liedjie soos Delaray, toe dit uitgekom het, was dit 'n omstrede liedjie. Nie omstrede net in die liberale kringe. Ja. Ek onthou baie spesifiek, dit was op omstrede liedjie selfs in konservatiewe kring. Daar was gepraat wat is hierdie regtig die regte boodskap om nou aan vasgeklou om my volle bors te sin. Is hierdie maar net 'n teruggrypbare tyd verby is nie. Dit was ek onthou dit baie spesifiek. Dit was 'n debat wat gehou was nie net tussen links en regs nie, maar onder konservatiewe self. En baie konservatiewes het baie dit by die gevolgtrekking gekom. Dit is nie nou die regte tyd vir hierdie tipe lied nie. En tog het die jong mense, as ek dit reg onthou, hulle het dit amper ek wil nou nie sê onnadenkend nie, maar amper daar was 'n klank wat hulle erken het en wat hulle omhels het sonder om nou in 'n diep debat daaroor te gaan. Dis hoe ek daai tyd onthou, jy weet. Ja. En om te demonstreer hoe die tydsgees verander het, vandag sal jy baie moeilik iemand vind, selfs onder die liberales, dat jy sal sê, Delaray is 'n beskiklik omstrede of regse reaksionêre liedjie. En ek dink selfs die linkste Afrikaners sal vandag ten minste neutraal staan teenoor die liedjie en sê ag hulle hou nou nie so baie daarvan nie, maar dit is nou nie 'n liedjie wat hulle 'n groot probleem het nie. Ek het baie lank as maar teëgekom met 'n probleem met die lied. In teenstelling eintlik daarmee, ons het nou 'n baie langer rooster van liedjies wat baie harder, ek kan nie argument maak, baie harder en meer eksplisiet gefokus op Afrikaner identiteit is en selftrots is, of 'n gesonde selfrespek eerder as wat Delaray selfs was. Liedjies soos Ek ben 'n Afrikaner deur Kop van Blerk, Oranje deur Steve Hofmeyr, Die Land deur 'n hele versameling van kunstenaars, liedjies soos Die Afrikaner maak so, Die Gelofte, as soveel van die liedjies wat nou uitgekom het in die afgelope 5-6 jaar, al met miljoene kykke op YouTube. En hulle is geen omstredenheid rondom hulle. Dis liedjies wat speel in die supermark, dis liedjies wat speel oor die radio, dis liedjies wat speel by die kuier waar Afrikaners by mekaar, op dol Afrikaners ook. En niemand vind 'n probleem met hulle nie. Vat byvoorbeeld 'n liedjie soos Ek ben 'n Afrikaner deur Kop van Blerk. In die middel van daai liedjie stop ook sommer om eers 'n politieke toespraak te lewer en dan sting hy verder. Dit is iets wat daar is nie 'n presedent vir dit wat ek kan onthou voor die tyd waar ons nou leef nie, maar ek moet regtig ken lê op die pad dat ek dink baie Afrikaners die sukses van die tyd waar ons nou in leef, waar die Afrikaner identiteit baie sterk te rehabiliteer is, ek gelei tot baie wat al verkeerd het van daai tyd, toe dit weer omstrede, weer 'n vurige debat was, eerder as so 'n sekere saak soos nou. Maar goed, voor ons nou vir 'n musieksnit gaan, wat ons nou as bestekopname kan sê is met ander woorde twee goed. Die Afrikaner het 'n nuwe kulturele selfvertroue en dit het 'n ontwikkelingsgang gehad, maar dit is redelik goed gevestig. En die tweede punt is dat 'n klein deel van die Afrikaners verstaan daai deel nie, maar dit lyk asof die groter deel van die groep wat hulle as die reënboognasie sien, dit nie of gesien het nie, of nie omvat wat dit beteken nie. So as ons dit, met ander woorde, voor ons nou by die tweede deel kom van, na die musieksnit van wat is hierdie narratiefs, maar kom ons luister na een van die liedjies wat jy genoem het, net om daarom weer in die gevoel te kom. Goeienaand, jy luister na Vryspraak. Ons gas vanaand is Ernst van Zyl, die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum. Ons fokus vanaand spesifiek Ernst op jou artikel laasweek, wat jy gesê het, die swart gevaar is nou vervang met 'n nuwe bangmaak storie, die Afrikaner gevaar, aan die hand van die boei wat oor die Bokkieweek ontstaan het. My vraag nou is, ek verstaan die argument en ek dink jy is 100% reg, die swart gevaar, die rooi gevaar, daar's nou 'n nuwe narratief, die oranje gevaar.
Nou is my vraag, as mens dit nou afskryf en sê goed, dit is nou 'n bietjie ontkant gevang wees van die ander kant, hulle dateer op met waar die Afrikaner is, leer die geskiedenis tog vir ons dat wanneer ons in hierdie tipe van narratief inbeweeg, is daar moeilik 'n trierad in. Met ander woorde, wat ek te sê is, ek dink jy slaan die spyker op die kop, maar ek vind dit gevaarlik. En ek bedoel dit nie op jou nie, ek bedoel jy wys dit uit dat dit nou eintlik gevaarlik is. Met ander woorde, die kulturele selfvertroue of die kulturele mobilisasie wat plaasgevind het, beteken die ander kant het nou nie gesien of hulle het nie beleef wat hulle gehoop het gaan gebeur nie. Die teendeel het nou gebeur. Nou word dit 'n probleem. En dis nie die optrede van die Afrikaner wat 'n probleem word nie, maar die Afrikaner self. Dink jy my aanname is reg dat ons nou in 'n nuwe gevaarliker tyd beleef het en dis nou vir my moeilik om daai gevaarlike tyd te beskryf, want die Afrikaner het in sy geskiedenis eintlik 'n eksistensiële angs. Dis vir ons baie maklik om laer te trek en om vrese raak te sien. So ek wil nou doelbewus nie in daai slag gaan trap nie, maar as ek filosofies histories na goeters kyk en ek sien die narratief wat jy uitlig, stem ek 100% met jou saam. Maar my vraag is nou, is ek reg daarin dat ons eintlik nou in 'n nuwe sone ingegaan het? Dat die Afrikaner van nou af anders gehanteer gaan word. Nou ons sien dit van laas Desember af met die Bella-wet, met die onteieningswet wat onderteken is, selfs die Trump-uitsprake, die hoogverraad goeters, daar's 'n nuwe klank wat ons nie die vorige 2-3 dekades geken het nie. Binne die Afrikaner se gesprek self, maar kom ons los dit nou eenkant, is my aanname reg dat hierdie nuwe narratief oor die Oranje gevaar, dat dit regtig 'n nuwe fase is, maar dat dit ook 'n gevaarlike fase is. Wel, Dr. Beyers het wat Dr. daar beskryf is eintlik maar 'n simptome aan 'n groter paradigma skei wat ons nie net in Suid-Afrika ervaar op klein skaal nie, maar reg oor die westerse wêreld. Voel reg wil nie uit my deurtyd praat oor sake wat bietjie groter is as wat ek self kan verstaan nie, op 'n groter plan wat daar ek self meer lekker kan sien nie, maar die gevoel wat ek regtig kry is dat ons beweeg nou in 'n nuwe tydperk en die ou paradigma is besig om dood te gaan en 'n nuwe wêreld is besig om vorm te neem. Maar ek gaan 'n bietjie 'n vreemde persoon aanhaal, maar ek dink dit maak ook sin. Die marxistiese denker Antonio Gramsci het gesê, daai tye wanneer 'n ou wêreld besig is om dood te gaan en 'n nuwe wêreld sukkel gebore te word, is van die vervaarlikste tye, dan dis die tye dan jy bare monsters sien. En ek dink dis juist wat ons nou besig is om te ervaar. Ons steek in daai kussenbytwerk, daardie oorgangstydperk tussen 'n ou wêreld wat besig is om dood te gaan en 'n nuwe wêreld wat sukkel om gebore te word. Dit mag dalk ook vreemd klink, maar ek dink nie die 20ste eeu is al dood nie. Ek dink ons leef nog bietjie die egos van die 20ste eeu. Ek kan nie wag om te sien wat die 21ste eeu bring. Dit voel nie plus by 21ste eeu al heeltemal hier is nie. Ons was nog steeds so bietjie in die eindtye van die COVID eeu leef, waar ja, ons kan 'n hele ander uurlange gesprek op oor daardie idee. So ek voel dit wat ons as Afrikaners tans ervaar is omdat ons hier in Suid-Afrika ook as een van die verskillende rolspelers in 'n oorgangsperiode is. Die oorgangsperiode wat ons ervaar is dat die bladsye van die ANC geleide hoofstuk van Suid-Afrika se geskiedenis is besig om min te word. En ja, net soos met die einde van apartheid, gaan daar natuurlik 'n paar randfigure wees dat desperaat aan die hou word, weer vasklou en dit probeer red, maar hulle kan natuurlik nie red nie. Die liggaam is klaar dood. Maar niemand weet wat die post-ANC hoofstuk van Suid-Afrika gaan inhou nie. Dit is waar ek in baie van die onsekerheid in kom, is dat ons weet nie wat volgende kom nie, want daar's nie 'n president vir wat volgende kom nie. Wat ek wel weet is dat die toekoms behoort aan die bouers en die organiseerders. Hierbij hulle mense bymekaar kan bring en 'n plan hê vir die toekoms, visie hê vir die toekoms. Nie noodwendig dat die massas wakker word nie, maar dat daar ten minste 'n minderheid van mense is wat georganiseerd is met visie en 'n plan en wat glo in
hulle plan en wat moet hy vir die toekoms. Dis die mense wie op die ou end by volgende kom gaan help vorm. So dit is juis waar ons onsself nou bevind en dit is hoekom baie van die ou spooke van die vorige paradigma nog steeds 'n bietjie spook hierso by ons is die feit dat dit is daai laaste tydrekeningspan van 'n era wat nou uiteindelik besig is om te sterf. Dis ten minste dit vir my lyk. In hierdie oorgangstyd, soos wat jy reg sê, ek dink ook dit is 'n nuwe gevaarlike tyd, alhoewel dit ook 'n dinamiese tyd is. Van Orania se kant af het ons 'n bruggesprek, ek noem dit maar altyd 'n bruggesprek met Suid-Afrika, in 'n sekere sin bietjie met Afrika ook, maar dan in die besonder met die ander of die res van die Afrikaners, soos wat ons dit nou maar altyd sê, wat nog oor kan die rivier bly. Met ander woorde, die groot getal wat nou die Orania golf uitmaak, met ander woorde wat die nuwe gevaar is, bly daai kant van die rivier. Ons het gesê daar's 'n nuwe kulturele selfbewustheid, selfvertroue. Ek dink nog nie dit het in diepgaande nasionalisme omgeslaan nie. Maar daar's 'n gesonde selfbeeld onder die Afrikaners tans. Daar's weer nuwe kulturele selfvertroue. Maar 'n deel daarvan, en jy verwys ook daarna in jou artikel, is dat die Afrikaners is nou moeg om die sonnebok te wees. Die Afrikaner wil nie meer skuldpraatjies hoor nie. Nou, en ek vra nou dat jy saam dink, en ek besef dit is 'n uiters moeilike vraag, want ons self worstel ook baie met die vraag oor hoe ons hierdie bruggesprek met die Afrikaners gaan aanpak, en hier kom nou 'n nuwe dinamiese tyd in wat ons ook moet verreken, en dit gaan dan spesifiek vir my oor die punt wat Orania sterk op staan, en dit is die eie arbeid. Nou wanneer ons vanuit 'n Orania kant na ons geskiedenis kyk, ook die apartheidsgeskiedenis, dan sou ons heeltemal gemaklik sê, nee, maar daar is dinge wat ons meen anderster gedoen moes gewees het. Los nou uit of dit 'n skuldbelydenis moet wees of nie 'n skuldbelydenis moet wees nie. Maar binne die Afrikaner huishoudingsgesprek is daar nie volgens my nou tans ruimte om te sê, wel, kom ons praat nou weer daaroor nie. Nou is my vraag aan jou, as ons die bruggesprek in hierdie nuwe tyd van die Orania golf wil aanknoop, en ons wil dit vanuit Orania spesifiek doen rondom die arbeid, want ons is van mening dat kulturele selfbeskikking moet uitloop op territoriale selfbeskikking, en ons is openlik daaroor dat ons sê ons meen dit moet rondom 'n nuwe arbeidsetiek geskied. Maar dit wat jy uitlig in die artikel maak die gesprek vir ons moeiliker. Want ons dink wel die Afrikaner moet tot 'n herbesinning kom oor sy arbeidsetiek. Ook hoe dit in die geskiedenis geplaasgevind het. Onthou, apartheid is nie die volle omvang van die Afrikaner se geskiedenis nie. Maar of jy dit, want hierdie laaste kulturele mobilisasie het ons nou gedoen rondom ons opstand teen die empire. Dis goed en reg. Maar binne ons dekolonisasiegesprek is die swart geheue nog baie sensitief oor die arbeidssituasie in apartheid. En wat ek nou tans hoor is om te sê, maar moenie nou met daai praatjies by my kom nie. Julle 30 jaar gehad, julle dit opgevoeder. Dis 'n nuwe tydperk en ons wil nou net kultureel aangaan. Nou kulturele mobilisasie werk nie so dat hy stil staan nie. Daai golf, en jy beskryf dit baie goed, die Orania golf gaan sterker word nie. Nou is my vraag aan jou, wat sou jy is heeltemal op hoogte met Orania se sienings, wat sal jou raad aan ons wees oor hoe moet ons die bruggesprek hanteer rondom arbeid spesifiek in hierdie tyd? Nou, ek het nou nie 'n groot teoretiese antwoord hier nie. Ek het 'n baie eenvoudige volkskennis antwoord hierso. Ek nou hieraf of wel onlangs 'n bespreek op by internasionale Engelse kanaal gehad, die Amerikaanse denker ook oor hierdie idee. Dit is, ek dink, dit dra al hoe meer vaar vir my. Die feit dat 'n ander tyd wat ook vervaai is hierdie tyd van waar jy net heeltyd al die antwoorde wat jy het op ons probleme
moet uit en op 'n verskriklike diep teoretiese plek kom en daar word al neergekyk op eenvoudige vervolgskennis. Die tipe kennis wat jou oupa of jou oupa grootjie oorgedraai het in gesegdes en tipes klein persoonlike reeltjies en goed. Eintlik kennis wat oor honderde jare ontwikkel het, wat eintlik verskriklike diep kennis is, maar wat baie eenvoudig gestel word. Die konservatiewe gedagte met ander woorde. Absoluut. So ek dink en een van daardie lewenslesse wat so oorgedra was van generasie tot generasie, maar wat nie gaan aanvaar word dat dit dokterskeuse nie, is hierdie hele idee van jou aksies moet spreek van jou idees. Laat jou aksies harder spreek as jou teorie of as jou idees. En wat ek daarmee bedoel is in ter antwoording van dokter se vraag. Ek dink dis die enigste manier wat Urania enigstens meer mense gaan ooreed, prakties ooreed, totdat Urania se filosofie is die regte benadering. Is dit die feit dat Urania gaan net dood eenvoudig die voordeel daarvan moet wees. Die voordeel van die vrugte van hierdie idees. Want op die ou van die dag jy kan die mees perfekte manifest skryf oor jou filosofie en idees. Maar as jy dit nie kan prakties uitleef nie, dan sal jy nie enigiemand wêreld oor weet nie. Hulle amper sê dit klink oulik, maar hoe lyk dit in realiteit? So as Urania, ek dink by die nuwe periode wat ons nou inbeweeg, baie meer Afrikaners ook wil inspireer en nader trek en dalk inspireer om Urania toe te trek, daar te bly, gaan die dorp net met voortgaan soos al klaar het tot nou toe tot groot sukses om die idees van Urania ten volle uit te leef, om deur die vrugte onmiskenbaar te maak van hierdie filosofie. Ek dink dis die enigste manier. Die tyd van, as ons maar net nog 'n manifest of nog 'n akademiese studie of nog data uitbring, dan gaan mense ooreed wees. Dit werk duidelik nie. Dit praat nie met mense se harte en siele nie. Die enigste manier om met mense se harte en siele te praat is deur jou aksies, dit wat hulle sien. Want mense, dit klink dit dalk vreemd, maar ek het hierdie gesegde van mense glo nie hulle ore nie, hulle glo net hulle poe. Net as hulle kan sien, nie net as jy hulle 'n mooi storie kan vertel of goeie idee kan vertel nie. Hulle sal dit hoor, maar hulle kan nie onnodig dit glo nie. Maar as jy vir hulle wys, dan begin hulle in iets glo. So, dit sal my antwoord wees so mens vorentoe gaan as Urania, is hou aan om jou idees uit te leef ten volle tot hulle volle potensiaal, dit wys wat ons in staat is met die idees. Op hierdie punt kom ons luister weer na 'n musieksnit en dan gesels ons verder. Goeienaand, u luister na 'n vryspraak waar ons in Urania oor ons ideaal van Afrikaner vryheid gesels. Ons gas in die ateljee is Ernst van Sail, die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum. Ernst, ons gesels in die besonder oor dit wat jy gedek het met jou artikel oor Bokkieweek, waar jy gesê het die swart gevaar het nou plek gemaak vir 'n Afrikaner gevaar. Ons het in die middelsnit daarna gekyk en gesê ons is eintlik in 'n intervaltyd. Die ou is besig om weg te gaan, die nuwe is besig om op te staan, maar ons is nog nie 100% seker presies wat die detail daarvan is nie. En jy het gesê vanuit Urania se kant af, as ek jou reg hoor, doen wat julle doen, maar op skaal, ons moet dit sinvol doen, dat ons besef ook van Urania se kant af die pionierstyd van 35 jaar is, het baie goeie fondamente gelê, maar daar is ook nou 'n nuwe fase wat aanbreek. Ek dink die simboliese merker is maar die oprigting van die kreersbeeld hier. Mens kan dit ook beleef die laaste jaar, is nou minder as 'n jaar, maar 10 Oktober sal dit nou 'n jaar wees. Urania se beeld het verander, die internasionale belangstelling het verander. Ek dink binne die Afrikaner huishouding het noem dit nou maar daar's 'n nuwe nuuskierigheid oor Afrikaner op Urania. Dis nie meer die ou, ek sê dit nou maar sommer tong in die kies met hakies by. Dis nie nou meer daai Amish beeld wat ons het nie. Daar begin 'n belangstelling kom uit ons oogpunt uit die regte belangstelling om ook te sê, maar hoekom maak julle wat julle maak en hoekom doen julle wat julle doen? Nou, ek hoor wat jy sê oor die nie te veel akademies nie, maar ek gaan tog maar weer 'n akademiese vraag vra.
die woord hoogverraad is die laaste 18 maande baie rondgegooi met die solidariteit beweging se uitreik na Amerika toe. Nou ek gaan nie elkeen het maar sy eie siening oor Trump en die Trump fenomeen. Kom ons skuif dit nou maar na die op een kant die punt is maar net hy is 'n fenomeen en daar het definitief daar is 'n voor en 'n na tyd ten opsigte van die Afrikaner se nuwe tydvak toe hy sy presidensiële bevel uitgereik het, was daar 'n tydperk daarna wat aangebreek het vir ons wat ons nie voorheen geken het nie. As dit die agtergrond is, wat sou jy dink is die idee van soewereiniteit? Want onthou, dit was die hoofargument en dit is nog steeds, hoor ek dit hier en daar by die swart akademici, wat sê, maar as mense nou uitreik na Trump toe of uitreik na Amerika toe, dan is hulle eintlik besig om die Suid-Afrikaanse staat te ondermyn. Hulle is in wese eintlik besig met hoogverraad, wat 'n verskriklike aanklag is. Ek dink nie dit het juridiese gronde nie, maar dis nie waaroor dit nou gaan nie. Dit gaan oor, gegeewe jou artikel van die swart gevaar is vervang met die Afrikaner gevaar. Daai narratief begin nou opstaan en sê, die Afrikaner is 'n gevaar vir die soewereiniteit van die Suid-Afrikaanse staat. Is my aanvoeling reg? En hoe dink jy gaan daai uitspeel? Daar is nie voortgegaan om van die leiers nou te arresteer en so aan nie, maar dis nie te sê dat hierdie narratief nie so kan groei, want hierdie narratiewe hoef nie logies te wees nie. Hy moet net sy eie interne logika hê. As jy dink hierdie groep bedreig die staat, dan begin jy op 'n sekere manier optree teenoor hierdie groep. Dis maar hoe die kommunistiese narratief of die rooi gevaar waarna jy verwys het, dis waaraan hoe ek groot geword het met die toe ons diensplig gedoen het. Daar was 'n baie duidelike skeidslyn tussen dis die kommuniste en dis nie die kommuniste nie, maar jy het op 'n bepaalde manier ook begin optree en dit het ook fisiese konsekwensies. So nou is my vraag, en ek respekteer dat jy sê mense weet nie presies hoe dit gaan uitspeel nie, maar wat dink jy gaan volgende gebeur as hierdie soewereiniteitsgedagte nie aangepas word nie? En wat staan ons te doen om daai debat te beïnvloed? Ja, so net gou vinnige kommentaar daar weer jou opmerking, dokter se opmerking oor akademiese gesprekke. Ja, as 'n vlek vir dit absoluut. My punt is seker daar moet nie meer intellektueel. Ja, verstaan, ja. My punt is dat dit is by verre nie genoeg om massas van mense te ooreed. Dit is maar daai Bybelse idee van jy sal hulle ken aan hulle vrugte. Daar moet geken word aan sy vrugte, nie net aan hoe goed sy argumente is op papier. Ja, daar's 'n wysheid wat nie noodwendig altyd in 'n proefskrif neergeskryf is nie. Ja. Absoluut. Ja. Wat kom volgende en wat is hierdie verskynsel wat besig is om op dop te hou? Wel, dis ek moet weer eens sê dit lyk net vir my baie meer na daai kritiese imperiale denke van hoogs gesentraliseerde staat of 'n imperiale mag, soos die Romeinse Ryk of die Britse Ryk. Al die ander verskillende kompeterende magte onder hulle beheer moet geneutraliseer word en moet tot hulle onderdanig wees. Jy sien dit in die Sowjetunie ook. Daar's nie plek vir die kerk nie, want die kerk verdeel die mag en mag moet gesentraliseer word. Jy sien dit in die Bybel met die Romeinse Ryk. Jy sien dit met die Britte en hoe hulle met die Britse Ryk, hoe hulle die Afrikaners, soos ek van my glo dit opsom, die Afrikaner probeer oplos het. Wat is die Afrikaner probleem? Die Afrikaner probleem is die groot oupa wat die Afrikaner bewaar. En dis die feit dat om totale beheer oor Suid-Afrika te hê, kan jy nie 'n volk vind in daardie territoriale area hê wat ook selfrespek het en 'n eie magsbasis het en sy eie instellings het en sy eie beheer oor sy eie lot tot 'n groot mate het. Almal se lot moet aan die staat verbonde wees. Almal moet afhanklik wees van die groter owerheid wat aan die staat of weer administrasie van die ryk is. So dis dat ons hierso sien met die praatjies van die bestaan van Afrikaner organisasies en hulle wat dan met internasionale bondgenote van praat ondermyn die Suid-Afrikaanse staat en is 'n gevaar vir demokrasie en vir vrede. Dis maar daai selfde idee wat dan voorkom op 'n
staat wat totale beheer wil hê, wil nie hê daar moet groepe of volke onder sy beheer wees, wat enigsins in 'n manier het om hulle wil te laat geskied of om beleid op die uitkoms van beleid te beïnvloed op die traject van hulle eie lot te bepaal nie. Jou lot moet bepaal word slegs deur die magtigste owerheid, en daardie magtigste owerheid in hierdie narratief is die staat, en net die staat mag bepaal wat is jou lot. En dit is juist wat ons nou hierso sien uitspeel, is daardie almal moet 100% onderdanig wees aan die hoogste gesag, dis wat hulle wil hê. Maar wanneer jy as Afrikaner organisasie of dorp of gemeenskap beheer het oor die tipe hefbome wat jou help om jou op bydra tot dat jy jou lot in eie hande kan neem, hefbome soos eie sekuriteit, eie arbeid, eie nywerheid, eie ontwikkeling, eie dooie instellings, organisasies. Dit is 'n direkte bedreiging vir daardie sentraliserende geneig, daai sentraliserende idee van daar mag nie 'n verdeling van mag wees nie, alle mag moet gesentreer wees. In 'n opvolgvraag, ek dink dit is nie onrealisties om al te begin dink oor 'n post-RSA situasie nie. Dan dit is baie duidelik dat ons in 'n post-ANC situasie ingaan. Dit is amper 'n gegewe. Maar of dit noodwendig gaan wees in die ontbinding van die RSA, dis nog 'n vraag. Maar kom ons vat net vir argumentsonthaalwe daardie moontlikheid en ons bedink dit dan nou in die lyn van wat jy nou gesê het oor die groeiende federale geneigtheid, met ander woorde gemeenskappe wil al hoe meer hulle eie ding doen. Teenoor en dis maar hoe ek dit lees, die Ubuntu en die dekolonisasie denke aan die ander kant is nog baie sterk gerig aan die na Tweede Wêreldoorlogse nasiestaat idee wat eintlik 'n soewereine nasiestaat territoriaal is, wat dit het jy nou goed beskryf waarmee ons nou te doen het. En ek dink min Afrikaners snap dat die RSA van die ANC se territoriale nasiestaat is eintlik maar 'n mini-empire. En hy's besig om te sterf, en empires sterf nie mooi nie. Daar is nie eintlik 'n mooi sterfgeval wat in die geskiedenis opgeteken is nie. Nou gegee dit as agtergrond en ons ons sal self of in Oranje dan spesifiek dan ons met ons eie arbeid idee wat ons sê ons selfbeskikking ook op territoriale vlak is direk gekoppel aan ons eie arbeidsideaal. Voorsien jy dat dit noodwendig op 'n botsing moet uitloop, of dink jy 'n post-RSA situasie kan ook vreedsaam geskik word? Die geskiedenis sê ongelukkig vir ons, waar empires doen wat hulle nou doen, is die kanse op 'n vredevolle skikking baie gering. As daar nie 'n ander empire in sy plek kom of 'n ander magsentrum van buitekant af met militêre mag stabilisering gee van buite af nie. Gebeur dit bitter min. Daar is voorbeelde, maar die oorgrote meerderheid slaan na die ander kant toe. Wat dink jy is die Afrikaner, en ek bedoel nie net die Oranje Afrikaner nie, maar die Afrikaner se taak in hierdie situasie? Want aan die een kant sê ons wil help dat die staat nie bo op almal val en mekaar doodval nie. En die konsekwensie van ons kulturele selfbeskikking is dat ons dink daar moet ook 'n plek wees waar ons eie ding kan doen. Nou waar lê daai grens van vashou en laat gaan van die RSA? Met ander woorde, hoe keer ons dat die RSA nie bo op ons ineenstort nie? Wel, ek dink mens kan allerlei spekulasie oor hoe die toekoms lyk, of dit 'n opgebreekte Suid-Afrika is, of Suid-Afrika as 'n territoriale entiteit nou bestaan. My voorspelling is dat Suid-Afrika as territoriale entiteit nog vir die voorsienbare toekoms kan bestaan, maar in 'n de jure sin, in 'n wetlike sin, maar in 'n de facto sin, 'n realiteitsin, maak die baat al baie voor as dit al binne ons leeftyd begin opreek in 'n sekere mate waar die lyntjies op die kaart wat wys waar die grense van die land op die territoriale staat is, bly amptelik.
maar die realiteit op die grond blyk anders. Wat daarmee bedoel is dat die wet tegnies op swart en wit in die wetboeke bestaan Suid-Afrika nog as 'n geheel, as 'n unitêre staat, maar die realiteit op die grond, hoe mag verdeel is, hoe gemeenskappe organiseer, hoeveel beheer verskillende gemeenskappe en volke oor hulle lot en oor verskillende aspekte wat hulle lewens affekteer het, mag drasties verskil van die de jure realiteit, dit is die de facto op die grond realiteit. En wat moet ons doen binne daardie stand van sake? Wel, Afrikaners moet verseker dat die de facto realiteit op die grond toenemend 'n de facto realiteit is waar Afrikaners toenemend 'n sê en beheer het oor ons lot en oor ons toekoms. Ek dink nie ons moet te veel fikseer op die de jure kant van ons moet nou al hierdie verskillende prosedures moet ons reg kry en dan kan ons begin 'n realiteit skep nie. Ek dink vergeet eers, of sit eers nie heeltemal vergeet nie, maar sit die prosedurele kant daarvan, die wetlike kant van hierdie is hoe jy onafhanklikheid en 'n beheer oor jou toekoms bewerkstellig op 'n prosedurele manier. Dink daai die bedenking moet ons eers op sy sit en eers dink maar hoe skep jy 'n realiteit waar jy weer beheer oor jou lot en jou toekoms het, soos die vestiging van eie instellings, gemeenskappe, staatsbestande gemeenskappe, beheer oor dienslewering, eie arbeid, al hierdie idees is de facto idees. Dis nie noodwendig die prosedurele idees van hoe om meer staatsbestand te word of onafhanklik te word as 'n gemeenskap nie. En ek dink dis waar gefokus moet word, is juist daardie skep van 'n realiteit, 'n bietjie minder gedink word aan die wit en swart papierkant van die saak en baie meer aan die bakstene se nie en grawe in die grondkant van die saak. En dit is waar die groot verandering gaan in. Ek dink dis wyse raad wat jy gee, die praktiese kant het natuurlik vanuit die RSA, as mens hom nou imperiaal bietjie sien, op die Afrikaner gemeenskap het ons geweldige hoë belasting. Met ander woorde, dat die selfdoen goed wat ons aanpak, is nadat die staat sy belasting afgetrek het. Ons kla nou oor hoe hulle dit mors en alles, maar daar's nie, dis maar water in die drein af nie. So die van Orania se kant af van die 3 vlakke van belasting het ons ten minste daarom al die eerste vlak van munisipale belasting beheer ons maar die hoe ek dit dan nou sien, net om aan te sluit by jou gesprek, is dat die de facto die praktiese manier is om meganismes te beding en te ek wil amper sê in te wring om die tweede vlak van belasting, dit is meer die provinsiale belastings. Vir ons sal dit nou die paaie wees. Nee, dat ons op 'n manier in gesprek moet gaan om te sê, maar ons moet op 'n manier ons eie belasting moet kan minder maak, en dan wat ons eintlik reeds op munisipale vlak doen, in die streek begin doen. Nou soos jy gesê het, dit is nie 'n maklike gesprek nie, want as jy vir toestemming vra, dan sê die empire nee. Die werklikheid is in daai sin is ons geskiedenis bekend daarmee. 'n Groot deel van die VOC tydperk en selfs die Britse tydperk was daar hierdie punt wat jy nou genoem het van daar's 'n grens getrek met bakens, maar uiteindelik het die magsverhouding anderster geloop. So stem jy daarmee saam dat dit eintlik 'n ekonomiese komponent gaan wees. Met ander woorde, ons gaan vir ons mense moet werk gee. Ons gaan met onsself ten eerste ook moet begin handel dryf. Ons het reeds die klem op goeie skoolopleiding en tersiêre opleiding en vakkundige opleiding. Ons gaan die Afrikaner in die Suid-Afrikaanse ekonomie moet verstewig, terwyl ons daarmee saam 'n Afrikaner ekonomie begin op die been bring. Want as ons nie gaan slaag om los te kom uit daai RSA belasting, ek wil 'n mooi neutrale name kies nie,
geld wat nie terugkom na ons toe nie. Ons kry eintlik niks daar uit nie. Is dit amper haas nie volhoubaar nie, want jy kan nie daai verskriklike belasting betaal en letterlik niks sien daarvoor nie. So die strategie in die kort termyn is met ander woorde om op ekonomie te fokus en nie soseer net op politiese of juridiese goed nie. Alhoewel dit baie belangrik is, gaan dit lyk vir my hierdie keer anderster gebeur. Dit gaan eers 'n ekonomiese stelling wees en dan gaan hy de jure erken word aan die einde. Ja, dit kan tweeledig wees. Dit gaan 'n ekonomie en demografie moet wees waar ons gaan 'n ekonomiese fondasie vir Afrikaners belê waar ons nie ekonomies vernietig word nie, maar dan demografies ook gaan ons moet konsentreer. Ek lees nou die ander dag 'n voorstelling vanaf Common Sense Brandskronie publikasie waar hulle voorspel dat Afrikaners in Suid-Afrika binne die volgende 50 jaar tot 'n 2% minderheid kan verlaag Suid-Afrika. Nou daar's 'n hele ander gesprek oorheen en daaroor te hê wat daai voorspelling. Maar 'n 2% minderheid is regtig gaan soveel die effek daarvan gaan hoe dit voel om 'n 2% minderheid se dees en die impak daarvan gaan alles bepaal word deur hoe gekonsentreerd ons wees. Ek bedoel kyk na volk soos die Suid-Tirolers. Daar's baie minder Suid-Tirolers as wat daar Afrikaners is. Ek praat oor korreksie. Ek kyk wat s'ie bevolking van Italië, maar ek weet daar's net 250 of tussen 200,000 en 250,000 Suid-Tirolers en ek sien hierso 58 miljoen Italianers. So vir diegene wat nie weet, die Suid-Tirol is 'n onafhanklike provinsie binne in Italië van Duitsers, van die Oostenrykers. Die Suid-Tirolers het 'n baie hoë vlak van autonomie met hulle gemeenskap of met hulle provinsie. Maar daar is net so 250,000 van hulle. Daar's 2.7 miljoen Afrikaners. En Italië is so groot soos Suid-Afrika bevolkingsgewys. Suid-Afrika is so 60 miljoen mense. Maar hulle bly by mekaar. Maar hulle bly by mekaar. Dus Ja. jy is die punt, dis hulle almal bly in een plek, in een gekonsentreerde provinsie, bly daai 250,000 saam. So my punt daar is mense nie te veel fikseer op persentasies van ons kan nou 2% tot 1% tot 3% word binne die volgende jaar nie. Dit gaan alles 'n vraag wees, waar gaan daai 2% bly? Hoe gekonsentreerd kan hulle bly? 'n 2% minderheid wat op sekere gekonsentreerde plekke bly, is baie beter af as 'n 50% van die populasie wat versprei is oor die land, of 'n 30% van die populasie wat totaal versprei is oor 'n kontinentgrootte land. Dit is regtig nie 'n debat oor persentasies nie. Dit is 'n debat oor konsentrasies. Dit gaan bepaal by hoekom Piepkons vir Afrikaners lyk. So ek dink net om terug te kom by jou vraag, daar gaan 'n ongetwyfelde ekonomiese opponent wees waar ons moet verseker dat Afrikaners kan hulle gesinne ondersteun, hulle kan bekostig om kinders te hê en hulle kan bekostig om vry, veilig en voorspoedig te leef. Hulle het 'n inkomste, hulle het 'n werk, hulle is nie desperaat vir geld nie. Maar dan ook terselfdertyd binne 'n konteks van 'n globale ekonomiese situasie waar dit ons beweeg al hoe meer in 'n onsekere tyd en in 'n chaotiese tyd. Ek dink nie daar kom nou ewe spielik 7 jaar van goeieste in die wêreldekonomie nie. Ek dink ons gaan nou dalk in 7 jaar van moeilikste. Maar ja, dit is ook 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar daai ekonomiese komponent gepaard gaan met 'n demografiese strategie van konsentrasie. Want hoe meer konsentreerd jy leef as 'n minderheid, hoe minder ook jy geplaag te wees met hoeveel persent van die totale bevolking jy nou regtig is, want jou mense bly saam en dit is wat bepalend is. Nie wat se persentasie is jy van die totale bevolking nie, want dit is wat die les van Suid-Tirol vir jou weer. Hulle is 'n mikrominderheid. Ek gaan nie my wiskunde is nie goed genoeg om nou op die plek te doen nie, maar ek dink nie 250,000 is eers 1% van 60 miljoen nie. Ek dink hulle is baie minder as 1% van die bevolking, maar hulle het 'n autonome provinsie. Maar dis omdat hulle gekonsentreerd is. Ernst, baie dankie. U het
geluister na Vryspraak. Ons het ons gas in die ateljee was Ernst van Sail, die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum. Ernst, ek gaan vir jou die laaste slotwoord gee. As jy bietjie jou Orania, jy was nou die dag hier met 'n baie goeie toespraak oor die Karoo en mooi prosaïs gepraat. Maar as jy 'n slotwoord het, miskien meer op Orania gerig, ons luister graag. By slot of ter slotte sal ek net sê, hou boet en hou koers en laat jou vrugte, laat die wêreld daar buite jou ken aan jou vrugte. En dit is die beste advies wat ek vir Orania kan gee, en dit is op die ou end wat Orania gaan dra, is dat jy nie noodwendig, jy wen nie omdat jy die beste argumente noodwendig het, jy wen omdat jy jou idees realiteit moet verander. Al is daai realiteit imperfect. Perfek is die vyand van goed. Want as jy probeer perfek wees, gaan jy nie eers goed kan wees. En dit is, want jou uitkoms gaan altyd imperfecties in hom hê. So streef jy om goeie realiteit te skep, 'n realiteit wat werk, as om bestreef vir die perfekte idees en dan begin bou het, van dan gaan jy nooit begin, want jou idees gaan nooit perfek wees. Is baie dankie. Dit was 'n baie stimulerende gesprek en baie sterkte ook vir julle daai kant. Ons trek in dieselfde rigting en ons hoop dat ons uiteindelik ook so dit sal beleef dat ons op goeie konsentrasiepunte ook 'n goeie ekonomie kan opbou in die lyn van wat jy gepraat het. Baie dankie dat jy deelgeneem het.